1 Johannes 3 vers 11 en verder. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê, nie soos Kain, wat uit die bose was en sy broer vermoor het nie. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy dade sleg was en die van sy broer regverdig. Moenie verbaas wees nie, broers, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons uit die dood oorgegaan het na die lewe, omdat ons ons broers liefhet. Wie nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe blywend in hom het nie. Hieraan ken ons die liefde, dat hy vir ons sy lewe afgelê het. Ook ons behoort ons lewe vir ons broers af te lê. Hoe bly die liefde van God in iemand wat genoeg aardse besittings het en sy broers sien gebrek ly, maar sy hart nogtans vir hom toesluit? Kinders, ons moenie net met woorde, met die tong lief hê nie, maar met die daad in waarheid. Hoe voel jy as iemand voor jou indruk in 'n ry by die winkel? Of as jy in die stadige verkeer in spitstyd sit en is 'n lang tou tot by die robot en hier kom iemand op die linkerkant op die grondpad by jou verby en hy druk daar ver voor almal in. Ek raai dat jy nie baie gelukkig daaroor is nie en ek ook nie. Jy en ek sê waarskynlik dat die persoon toon geen respek vir ons nie. Hulle matig hulle dit aan, hulle mag dit maar doen. In die groter wêreld sien ons ook hoe lande, groepe, individue mekaar nie respekteer nie. Lande voer oorlog teen mekaar. Groepe, kultuurgroepe, taalgroepe en dies meer, hulle sukkel om ander se unieke gebruike te erken. Takel mekaar daaroor. Individue sê mekaar sleg. Ons sien dit dikwels op sosiale media. Dit lyk vir my asof dit ook nie net 'n sekere tipe mense is wat dit doen nie. Dis nie net die slegtes en die goeies nie. Ons sien gelowige en ongelowige mense raak opgewerk en beledig ander, sê hulle soms sommer behoorlik sleg. Is dit reg om so met ander te doen en te praat? Lees ons dat Jesus vir ons as sy navolgers aanmoedig om dit te doen? Nee. En sien, dit is eintlik die probleem. Dit wil lyk asof ons, die navolgers van Jesus, nie ons andersheid behoorlik begryp nie, en dit ook nie genoegsaam omarm nie, want ons beskerm dit nie na behore nie. Ons word vinnig net soos almal rondom ons. Ons mag selfs dink dat ons die reg het om kwaad te word, want ons moet God se leringe beskerm, ons moet God beskerm. So mense wat nie na God luister nie, word eintlik die vyand, en hulle moet tereggewys word, gestraf word, onmiddellik. Lees maar net sosiale media, hoe dat gelowige mense ander uitkruit. Nou, dit is ook nie iets niets nie. In die Bybel lees ons veral in die Psalms, hoe mense ook gefrustreerd geraak het met die sondaars en die goddeloses, en hoe hulle straf oor hierdie mense van God afbid. Here, straf tog die ongeregtighede van die mense en straf hulle. Maar die ironie is dat ons dan ons eie grootste vyand word. Nie gelowiges sien hoe ons optree en neem ons nie ernstig op as ons vir hulle aanspreek oor hulle verkeerde gedrag nie. Hulle ervaar ons as vals, want ons doen self nie wat ons verwag hulle moet doen nie. Sien jy die probleem? Nou, wat leer die Here ons? Die Here leer ons 'n verskeidenheid dinge wat ons hiermee kan help. Miskien moet ons in sy woord lees vandag sommer 'n klompie plekke en sien watter advies hy vir ons gee. Maar as 'n oorkoepelende sin sou ek sê, die Bybel leer konsekwent dat alle mense gerespekteer moet word. So kom ons kyk na 4 groter groepe van mense. In die eerste plek vertel die Bybel dat ons mense in gesagsposisies
moet respekteer. Die eerste, tweede, derde plekke is nie hiërargies belangriker as ander nie. Hierdie groepe is dieselfde. Eerstens lees ons in Romeine 13 vers 1 en 2, laat elkeen onderdanig wees aan die regerende owerhede, want daar is geen gesag behalwe dit wat God ingestel het nie. Of 1 Petrus 2 vers 17 ook, betoon behoorlike respek aan almal, wees lief vir die familie van gelowiges, vrees God, eer die keiser. Hierdie persone speel 'n belangrike rol in die handhawing van orde, en ons moet dit erken, ons moet hulle ook selfs bystaan in die bereiking van hulle doel, want wanneer hulle slaag, leef ons in vrede. 'n tweede groep mense is ouer mense of bejaardes. Baie bekende, mees bekende deel seker is Eksodus 20 vers 12, eer jou vader en jou moeder, sodat jy lank kan lewe in die land wat die Here jou God vir jou gee. Maar in Levitikus 19:32 staan daar ook 'n baie praktiese opdrag. Staan op in die teenwoordigheid van bejaardes. Toon respek vir die bejaardes en eer jou God. So die Bybel beklemtoon respek vir ons ouer mense en vir ons ouers as deel van hoe ons God ook eer. 'n derde groep is die kwesbare mense, die minder bevoorregte mense in die samelewing. Spreuke 14:31 sê, elke een wat die armes verdruk, verag hulle maker. Maar wie goedhartig is teenoor die behoeftige, eer God. Interessante woorde. Jakobus 2 vers 1 tot 9 beklemtoon ook dat ons nie onderskeid moet tref tussen die rykes en die armes nie. Die rykes as hulle in die kerk inkom sê, sit julle mooi hier voor en ons gee spesiale aandag aan hulle, maar die armes, die ignoreer ons maar. Die vierde groep mense is die gewone mense wat elke dag ons paaie kruis. So Efesiërs 4:29 sê, moenie onheilspellende praatjies uit julle mond laat kom nie, maar net wat nuttig is om ander op te bou. Kolossense 4 vers 6 sê, laat julle gesprek altyd vol genade wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe om almal te antwoord. So ons woorde en ons dade moet respek weerspieël en met ander ophef, nie afbreek nie. Hoekom? Wat is die dieper rede waarom ons ander mense moet respekteer? Is hierdie nie maar net opdragte of is daar as dit ware iets agter dit? Is dit maar net omdat ons meer vriendelik moet wees as nie gelowiges? Nee. Dit is omdat ons almal God se skepsels is. Matteus 7 vers 12 is 'n opsomming van die wet deur Jesus as hy sê, doen in alles aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen, want dit vat die wet en die profete saam. Of Romeine 12 vers 10, wees in liefde aan mekaar toegewy, eer mekaar bo julleself. So respek word gedemonstreer in hoe ons ander met vriendelikheid en regverdigheid en in nederigheid behandel. Die grootste rede waarom ons mense moet respekteer en goed behandel is omdat alle mense na God se beeld geskep is. Dit is soos die fundament waarop 'n mens bou, die beginsel waarop alle ander redes sal steun. Ons lees dit in Genesis 1 vers 27 en waar geskryf word oor die skepping van die mens. God het die mensdom geskape na sy beeld. Na die beeld van God het hy hulle geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Hierdie vers beklemtoon dat elke mens inherente waardigheid en waarde het, omdat almal God se beeld weerspieël. God se beeld is in die mens, nie in sommige nie in die gelowiges alleen nie, maar in die mens. As ons dit nie verstaan nie, dan moet ons dieper daaroor gaan dink. Nou hoe maklik of hoe moeilik is dit om konstant hierdie opdragte uit te voer? Ons weet, dit is glad nie maklik nie. Ons wil dikwels opgee en ons gee ook dikwels op. Maar Jesus moedig ons aan om nie moed op te gee nie. Hy het vir ons gewys, dit kan gedoen word. Hoe het hy dit gewys? Hy het aan alle mense respek getoon. Insluitend sosiale uitgeworpenes, mense wat met ander woorde nie deur die samelewing erkenning gekry het nie. Hy het aan vroue
erkenning gegee en respek bewys en kinders en selfs sy vervolgers. Dit klink so normaal, hierdie woorde, maar in sy dag was dit nie normaal om met vrouens en kinders en dies meer so op te tree nie. Jesus het nederigheid en diensbaarheid beliggaam. Filippense 2 vertel ons dat hy nie sy plek in die hemel, dat hy dit prys gegee het om aarde toe te kom. Dit toon dat respek uit 'n plek van liefde uitkom. Geestelike dissiplines kan ons ook hiermee help om met meer respek teenoor ander te lewe. Die eerste een wat ek wil noem is diensbaarheid. En dit is om sigbaar en prakties God se omgee en sorg en liefde vir die wêreld te wys. Diens is om te sê, wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek my hulpbronne, my tyd, my invloed, my kundigheid vir jou kom bied, sodat jy daardeur versorg kan word, beskerm kan word, sodat daar geregtigheid vir jou sal wees, sodat jy ook gekoester kan word. Dade van diens gee aan ons hande om die gebod uit te voer van jy met jou naaste lief hê soos jouself. En 'n tweede geestelike dissipline is nederigheid. Dit is om soos Jesus te word in sy gewilligheid om die weg van liefde eerder as die weg van mag te kies. Nou nederigheid is 'n interessante woord. Dit is nie om minder van jouself te dink nie, maar om minder aan jouself te dink. Nederige mense is nie behep daarmee om hulle eie beeld te bestuur en hulle self te bevorder die hele tyd nie. Hulle eer ander deur die ander se behoeftes net so werklik en net so belangrik te maak as wat hulle eie is. So kom ons sluit af. Respek is 'n fundamentele waarde in die Christelike lewe. En dit word uitgedruk deurdat ons in nederigheid ander se waardigheid erken, ongeag hulle status in die samelewing, ongeag hulle gedrag selfs. In navolging van Christus moet gelowiges alle mense respekteer en so God se liefde aan hulle demonstreer.